Okay mense, ons het nou gepraat oor diere, plante en energie. Okay, hier's nou die laaste aspek of wel nie seker die laaste aspek nie, daar's seker baie aspekte wat nog met hierdie kan gepaard gaan, maar die dingetjie waaraan ek wil raak vandag is die volhoubaarheid tussen groeperings. En onthou nou weer mense, dit maak nie regtig saak wat se groepering jy is en by wie jy ingeskakel is nie. Dis nou nie iets wat regtig vir my 'n verskil maak of 'n probleem is nie, maar daar is wel tog 'n konsep wat ek wil hê julle moet verstaan. So ek gaan dit nou redelik eenvoudig maak. Ek glo die meeste mense sal seker daarom verstaan. So, jy het nou een boer, sy naam is Koos. Koos het nou besluit hy gaan nou boer op die ouer metode. En Koos het nou, jy weet, agterkom, hy is ongelooflik goed om tomaties te plant. As hy 'n tamatie net voorkyk, kan groei die ding. Okay, hier kry sulke mense. Maar oor kan die pad het jy vir Sunny. Sunny is weer baie sterk met haar pampoene. Jy weet, as jy 'n pampoen, jou pampoene vergelyk met Sunny se, is haar 3 keer so groot, 3 keer so lekker ensovoorts. En oor kan die pad het jy vir Willem. Willem het hy het weer 'n klomp hoenders. Nou Willem se hoenders is hulle is ongelooflik lekker. Alles natuurlik, daar's nie enige medisyne wat daarmee gepaard gaan nie. En hy het nou maar sy manier hoe hy dit doen en niemand anders te kom naby Willem nie. Maar so 3 plase verder het jy vir Sunny. Sunny is weer baie goed met die eiers. Hoe sy die eiers kry, jy weet, sy dieselfde hoenders as Willem, maar Willem kry nie die eierproduksie naaste by waar sy haar eierproduksie het nie. En dan kort diskant, jy weet, verby die ander, kry jy vir Gert. Gert het weer 'n klomp skape, en Gert het hierdie ongelooflike mooi skape wat vreeslik lekker is. Mense, dit is die idee wat ek wil hê julle moet verstaan. As jy binne in jou groepering is, probeer die persone met hulle sterkpunte los, laat hulle doen wat hulle kan doen en doen wat hulle moet doen. Daar is sekere mense wat net sterker en beter is met sekere goed. En as jy nou vat iets soos plante, dan mag dalk 'n persoon wees wat jy dalk in jou binneste glo, hierdie persoon is van hulle kop af, want sy gaan sit elke dag buitekant by haar mielies en dan sing sy vir hulle. Maar weet jy wat, sy het die lekkerste mielies in die hele kontry. Julle, as dit soort van sin maak van wat ek vir julle sê. So, julle moet gaan en seker maak, laat wat ook al jy het binne in jou groepering, laat jy jou verskillende vlakke dek van volhoubaarheid. So met ander woorde, julle het nou gou die scenario geluister wat ek al geskep het. So met ander woorde, die een ruil met die ander een, die een gee vir die een eiers, die ander een gee vir die ander een hoenders. Die een met die hoenders gee weer vir die ou met die skape, hy kry weer 'n skaap. Die ou met die pampoene gee weer, en so ruil hulle uit. Mense, en dit is die belangrikheid waarna ons moet kyk, en dit is waarskynlik waartoe ons gaan terugbeweeg. So dit is vir my belangrik dat julle net daai idee verstaan van hoe hierdie hele opset sal moet werk. En daai konsep kan jy verder vat in jou groepering ook. As jy dink aan goed soos medies, mense wat dalk sterk is, sterk aangeleë is tegnies, jy weet, hulle kan help met enigiets wat breek. Dan het jy 'n ander ou wat dalk al vir jare op een of ander brand raad sit, hy gaan al daai aspekte verstaan. So jy moet seker maak dat jy sekere rolle kan vul, en laat die rolle vervul word deur iemand wat dit verstaan. En wat ek daarmee bedoel is nou maar so skoenmaker hou jou by jou lees. Ja, jy gaan mense kry wat, jy weet, hulle kan maar iets van alles doen. En is reg, sulke mense is gewoonlik maar die ouens wat almal op die einde van die dag by mekaar
trek. Maar byvoorbeeld kan jy hulle nou weer gebruik om iets soos kampbestuur te hardloop. Jy weet, so dis belangrik dat 'n mens verstaan dat almal het 'n rol om te speel. Maar ek wil beamoen dat jy moet verstaan dat jy gaan nie waar ook al jy vandaan kom, na 'n plek toe kom en sê ja, ek het groot geword op 'n plaas en toe ek 3 is, toe ek af van die plaas af. En weet jy, ons het op die ou ende van die dag met ons beeste so en so en so gemaak. Dit gaan nie werk nie, mense. Julle moet verstaan dat jy maak nie saak waar jy opeindig nie. Al ken jy daai boer soos jy weet die agterkant van jou hand en julle stap al julle lewens saam met mekaar en julle is beste vriende ensovoorts. Verstaan net een ding. Daar is sekere goeters wat hy al vergeet het wat jy nog moet leer. Jy weet, ek gebruik altyd die analise is jy kan nie vir 'n vlieënier wat sy hele lewe lank gevlieg het, gaan probeer verduidelik hoe om te vlieg nie. Eerstens is ek nie 'n vlieënier nie. Maar selfs die jong ouetjies wat inkom, kan nie vir hom sê hoe om te vlieg nie. Hy het al vergeet wat hulle nog moet leer. En dis hoekom dit belangrik is dat ons wel by ons groot mense ook leer. En nie net hulle in 'n ouer huis loop sit en dan van hulle vergeet nie. Ja, daar is nou maar tye wat hulle jou dalk teen die huise mure kan uitdryf, dit is so. Maar neem hulle ook aan ag. Ek dink hulle voel baie keer dieselfde. Maar wat ons verloor het, is ons praat met mekaar en alwaaroor ons praat is, wat het die rugby gebeur hierdie naweek? En jy weet, dis nie verkeerd nie, ek meen as jy hou van rugby, dit is jou ding, fine. Maar ons kan oor meer as dit net gesels. En ek dink dit is die belangrike aspek wat ek wil opbring. Maak asseblief seker dat julle gaan die moeite en die tyd spandeer om wel by julle grootouers, groot mense te gaan leer wat werk nie. Ek dink daar's baie van die ouetjies en mense en selfs mense wat nie meer so jonk is nie. Jy weet wat heeltemal die vermoë verloor het as jy hom op 'n plek sit om dan te kan aanhou lewe. Julle verstaan dat jy weet ons het nou al deurbeweeg deur hierdie reeks en ons het nou al gepraat oor grypsakke en die onttrekking van die voertuie en metodes en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar een ding wat ons moet in gedagte hou. Ergens moet ons dit volhoubaar maak. Ergens moet ons terugbeweeg na wat ons ken en iets wat ons kan doen vir mekaar. So, ons sal moet verstaan dat hierdie hele argument van, ek hou nie van Piet nie, want Piet is, jy weet, hy het eendag vir my gesê, ek is lelik of wat ook al. Daai goed gaan ons moet begin van vergeet, en ons gaan moet begin saamwerk. Ek sê altyd, jy weet, as jy regtig wil, kom bly hier naby my, kom bly op my grond, ek gee nie regtig om nie. Maak net seker dat jy dan nou wel op die ou ende van die dag iets bring wat ons benodig. Dit help nie, jy wil hier kom bly en jy verwag dat my familie na jou moet kyk nie. Dit gaan nie werk nie. As jy nie iets bring nie, beteken jy nie veel nie. En dis hoekom dit ook belangrik is, soos wat ons al voorheen bespreek het. Jy gaan moet seker maak dat jy jouself upskill, dat jy kan verstaan hoe om sekere goed te doen en ook kan verder vat en dan kan werk saam om volhoubaarheid en onafhanklikheid te skep. Dit is die belangrike aspek, want soos wat ek in die vorige video mee geëindig het, om hierdie te bereik, beteken dat jy gaan nie meer na die winkel toe nie. Jy het alles wat jy nodig het by jou. Nou gaan mense vir my natuurlik sê, dis onmoontlik. Ja, dit mag dalk nou onmoontlik wees, maar wat gebeur as daar nie meer 'n winkel is nie? Dan moet jy dit maak werk. So hoekom begin ons nie nou al skouer aan die wiel sit? Nou al probeer fokus om te sê, dis wat ek gaan doen, dis waarop ek gaan fokus, en dis weer 'n keer waar groeperings belangrik raak, want jy as persoon gaan nie alles op jou eie kan doen nie, dit is ongelukkige realiteit van die lewe,
Maar as jy 'n paar mense is, en dis hoekom ek sê, binne groeperings, moet jy besef dat op die einde van die dag, dis waar jou krag gaan lê. Dis waar daar 'n paar ouens kan sê, ons moet dit so doen. Okay, maar hoekom sê jy so? Nee, weet jy wat, ek was 'n ingenieur in die vorige bedeling, en op die einde van die dag, jy weet, hoekom ek sê ons moet dit so doen, want dan is die struktuur sterker. Dit is so eenvoudig, mense. Ons maak dit moeilik, want either jy kry twee kampe, die een sê ek sal alles op my eie doen, en dit werk nie, want jy is net 'n mens, en dan kry jy die ander kamp wat net nie wil saamwerk nie, want weer 'n keer, ons is mense en ons is eintlik maar almal net vol strooi. So ons sal moet begin besef dat ons gaan moet die moeite nou doen, ons gaan moet probeer saamwerk, ons gaan moet probeer aandele belê in ons toekoms. En dit is waar ek dink baie mense dalk soms die pot mis sit. Jy kan net aandeel lê in ons toekoms as jy nou daaraan al begin werk. So is vir my belangrik dat ons hierdie konsep verstaan, dat ons verstaan wat is ons pad vorentoe, kan verstaan hoe moet ons dit hanteer, en mense onthou net op die einde van die dag, gaan luister my video's oor leierskap. Dis belangrik, dat as julle nie daai konsep verstaan nie, gaan dit baie moeilik wees in die toekoms. Dit help net, gaan nie oor om jou eie plekkie te hou of wat ook al nie. Op die einde gaan dit van samewerking, samesyn en broederliefde. Dit is waaroor dit op die einde gaan. En ek dink is belangrik. Ek dink mense moet dit wel in ag neem. Ek dink mense moet wel daarna kyk. Okay julle moet 'n lekker dag verder hê. Dan praat ons weer.